Goeiemôre almal, my naam is Michelle. Vandag wil ek vir julle 'n spesiale videoetjie bring en ek wil vandag julle in die oë kyk terwyl ek hierdie video met vir julle maak en ek glo dit kom van die Here af. Die Here druk dit baie hard op my hart en die Here het my opgeroep vir sy diens om my te gebruik as 'n instrument. Uit laas jaar Oktober het hy vir my eintlik September vir my opdrag gegee om my werk te los. En sedertdien het ek 'n baie moeilike pad gestap met onsekerheid en ja, die Here het net vir my so deurgekom om my eie bediening te maak, nie uit my eie uit nie, uit sy opdrag uit. En vandag wil ek net vir julle 'n video bring en ek sê ek maak hierdie video uit liefde en baie respek uit. En ek maak hom juis met my gesig en nie 'n recording soos ek elke dag maak of meeste van die dae maak nie, sodat julle kan weet wat die erns van dit is en ek gaan dit nie te lank maak nie. So die Here het op my hart gedruk om Jesegiel te lees en ek het dit begin lees en gisteraand met die inloop. Daar in Jesegiel 3 staan daar: as ons nie die mense waarsku wat in sonde lewe en hulle gaan dood, dan is die bloed op ons hande. Maar as ons die mense waarsku en hulle bly nog steeds in hulle sondige lewe, dan is die bloed nie op ons hande nie. Maar wanneer die mense wat tot inkeer gekom het terugval en in hulle sondige natuur en in ons waarsku nie, dan is hulle bloed op ons hande ook. Nou ek het myself nie opgeroep vir hierdie werk nie, die Here het my opgeroep. Ek doen wat die Here vir my sê om te doen. En ek het vroeër in die week het ek 'n leerstelling gemaak van die boek Judas, waar daar staan dat hoe mense van God se genade hulle vat God se genade for granted. Soos hulle glo in Jesus. Hulle bely met hulle monde dat Jesus die seun van God is. Maar hulle dink hulle kan aangaan met hulle ou sondige lewe. En dit is nie so nie. Van Genesis tot en met Openbaring waarsku God sy volk dat hulle uit hulle sondige lewe moet kom. Jy moet in jouself sterf, jou kruis optel en Jesus volg. Dit is wat sy voorwaarde is jy moet in jouself sterf. Nou as jy vir mense sê hulle mag nie voorhuwelikse seks hê nie of hulle mag nie in homoseksualiteit beoefen of sulke goeters nie, dan dink hulle jy oordeel. Maar hierdie einste mense, en ek praat nou van baie mense wat ek ken ook, wat ek vir baie lief is. Ek was ook daar. Ek het ook voorhuwelikse seks beoefen. Nou voorhuwelikse seks en homoseksualiteit is presies dieselfde. Dis 'n sonde wat in 'n gruwel in God se oë is. As jy enig so die ding is, nou sê hulle jy mag nie oordeel nie, maar hierdie einste mense dink dat hulle of sien hulle self as 'n Christen. Hulle bely dat Jesus die seun van God is. En hulle doen Bybelversies, hulle lees hulle Bybel, die wat ek wat weet lees 'n versie of 2 'n dag of hulle share altyd mooi Bybelgoedjies op Facebook of enige sosiale media en as jy hulle sien dan weet Here is so goed, die Here seën my en alles, maar hulle lewe steeds in sonde, net soos wat ek was. En ek sê nie ek is sonder sonde nie, maar ek gaan nie en ek gaan sondig nie opsetlik nie, ek gaan doen nie voorhuwelikse seks nie, ek gaan pleeg nie moord nie, ek kyk nie pornografie nie, al daai goedjies, en ek praat nou van mense wat dit opsetlik doen, mense wat ek weet al tot inkeer gekom het, mense wat al gedoop is, wat God aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker en wat teruggeval het. Ek het ook teruggeval na my erkenning van Jesus. En die lewe was so moeilik gewees. En ek het elke dag skuldig gevoel oor die lewe wat ek lei. Maar vir hierdie einste mense is die prostituut wat langs die pad staan 'n gruwel. Maar hulle kan voorhuwelikse seks beoefen of hulle kan pornografie kyk of hulle kan homoseksualiteit beoefen. Dit alles bevredig die vlees. En Jesus se eerste in Romeine 12 vers 1 tot 5 staan daar, jy moet in jouself sterf. Jy moet jouself as 'n heilige offer gee aan God. En jy moet letterlik in jouself sterf, jou eie behoeftes, jou eie
vleeslike behoeftes, jou eie, alles moet jy saam met Jesus aan die kruis vasspyker. En dit is wat ek gedoen het. Ek loop nie 'n maklike pad nie. Ek het nie 'n werk nie, ek het net 'n bediening. Ek het 'n kind wat op skool is. Ek het nie support van enigiemand anders nie behalwe my ma en my pa, en dan is daar 'n bediening wat ook inploeg wanneer die Here vir hulle opdrag gee om in te ploeg in my lewe in. So die Here sorg nog al die pad vir my. Maar nou kom hierdie einste mense wat baie naby my hart is, dan is hulle sieklik of hulle weet nie wat om te doen nie. As dinge sleg gaan, dan gryp hulle weer hulle Bybels en hulle begin weer bid en hulle elke keer as dit sleg is, en ek praat van baie mense, ek was ook daar, ek het dit ook gedoen. So ek sê nie hierdie om enige iemand te oordeel of veroordeel of beoordeel nie. Ek sê hierdie vir die blote feit dat ek daar was. Ek het 'n T-shirt in die kas. Die Here het my kom vermaan op alles wat ek al deur was. Die Here het my kom red. Hy het my uit die klou, letterlik uit die klou van Satan uitgered. En hy het my opgeroep vir hierdie werk. So as ek vir jou sê dat my verhouding met God is 'n oop verhouding, ek hoor sy stem, ek volg sy opdrag, ek sal nie optree as hy my nie opdrag gee nie, wat ook al ek hier praat, het ek eers by hom bevestig. En ek vertrou op hom en ek het gebid voor die tyd dat hy wag vir my mond sodat my tong sal knoop as ek iets wil sê wat nie van hom afkom nie. En ek glo hy sal deur my praat. Maar 1 Korintiërs 5 staan daar ook dat enige iemand wat homself sien as 'n gelowige, jy sien dit as binne in jou kerk, binne jou gemeenskap, binne jou bediening, binne jou vriendekring, jou familie, almal wat hulle self sien as 'n Christen. Daai persoon kan jy oordeel in wat hulle doen. Of hulle in homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, pornografie, enige iets wat God as verkeerd sien, kan jy hulle reg mee help. En weer eens, ek sê nie ek is sonder foute nie. Daar is tye wat ek my meer verloor, daar is tye wat ek kwaad word, emosioneel raak. Maar elke dag gaan ek op my knieë nederig voor die Here en ek vra vir hom om verskoning vir as ek buite my autoriteit opgetree het, buite sy gesag en autoriteit opgetree het. Maar elke dag maak ek die keuse dat ek sterf in my vlees, dat my vlees niks meer is as stof nie. En dat die Here my pottebakker is en dat hy my vorm elke dag. En vandag wil ek vir die mense sê daar buite wat God se krag as hulle eie krag sien, bedoelende dat kom ek stel voor dat iemand is baie siek en hulle heen en weer dokter toe, dokter na dokter, behandeling na behandeling, medisyne na medisyne, en die Here sê vir jou of gebruik iemand om vir jou te sê moenie dokter toe gaan nie, moenie medisyne gebruik nie, bly op jou knieë, vertrou die Here. Dat daai mense nie dink dat hulle kan gesond, dat die Here hulle gesond kan maak nie. Dat mense al my Christendom bevraagteken, my verhouding met die Here bevraagteken het en sleg gesê het, omdat ek vir hulle gesê het, kom tot inkeer, bely jou sonde, distansieer daarvan af, maak skoon jou bloedlynvloeke, doen jou bevryding, en die Here sal jou gesond maak. Dit staan in Jakobus 5. En Jakobus 5 staan daar. As jy jou sondes hardop bely tussen mekaar, dan sal die Here jou gesond maak. Of dit nou geestelik, verstandelik, emosioneel, vleeslik is, die Here maak jou gesond. In enige afdeling van jou lewe maak jy gesond. Maar wanneer ek dit sê, omdat hulle nou naby aan my is, dan wil hulle dit nie glo nie. Al praat ek direk uit die Bybel uit. En my ma sê vanoggend vir my in Efesiërs 4:17 staan daar dat ons in liefde moet dien, en ons doen, en ek sê hierdie met alle liefde en respek. Jesus het vir my 'n opdrag gegee om disippels te gaan maak en mense te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar dieselfde opdrag daarbey was, julle kan gaan lees in Matteus 28 vanaf vers 19 tot 20, daar sou staan, dat ek moet die mense herinner aan sy commandments, ek kan nou op die Afrikaanse woord kom nie, aan sy gebooie, ek moet die mense herinner aan sy gebooie,
So, hoe maak ek disippels en dan sê ek dan en ek herinner nie aan die mense aan hulle foute nie, selfde foute wat ek gemaak het waar die Here my kom red het. En ek maak daar en ek herinner die mense aan daai selfde foute wat hulle maak, dan word daar vir my gesê ek oordeel. En dit kan ek nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan dat wanneer Jesus iemand opgeroep het en jy nader aan die Here wil wees en jy soek die Here se leiding en jy soek woord van die Here af en iemand naby aan jou kom sê vir jou die woord van die Here nie, dan glo jy hulle nie, dan kondem jy hulle omdat hulle oordeel. Maar elke liewe versie wat ek spreek, kom uit die woord uit. Ek praat uit die woord uit. Maar daar staan ook dat Jesus sy eie mens het hom nie gesien as 'n profeet nie. So ek bly nog steeds bid vir elke ene wat my haat. Die Bybel sê, ons sal gehaat word want ons is nie deel van die wêreld nie, which is fine, is okay. Niks in hierdie wêreld is my meer belangriker as Here nie. Van Genesis tot Openbaring het die Here sy mense gewaarsku deur afgoderry. Afgoderry is enige iets wat jy bo Jesus plaas. Jou verhouding, jou vleeslike begeertes, jou kinders, jou man, jou vrou, niks moet vir jou belangriker wees as die Here nie. En ek kan nie genoeg vir die mense dit druk op hulle om te sê dat niks vir jou belangriker as die Here moet wees nie. En wanneer ek waarskuwings uitstuur en mense waarsku die woord uit, dit is wat God se disippels gedoen het. God se disippels en apostels het die mense gewaarsku. Hulle het mense bedien in liefde. En wat my die hartseerste is dat as ek mense bedien in liefde en in waarheid, dan dink hulle ek oordeel. Dit is net so goed jy sê God oordeel, want al die goeters kom uit God se woord uit. Al die versies wat ek sê kom uit God se woord uit. En dit maak my, dit breek my hart dat ek mense in my lewe al gesien het wat gedoop is en die Here aangeneem het en teruggeval het. En wanneer ek hulle reg help, dan wil hulle nie vir my luister nie. Dan gaan hulle deur prosesse, dan weet ek diep binnekant my dat waardeur hulle gaan en die besluite wat hulle neem is die verkeerde besluite. En as ek hulle wil reg help, dan beklei hulle met my. Op die einde van die dag, al wat ek kan doen is ek kan net bid. En partykeer voel dit hulpeloos, maar dit is die beste ding wat 'n mens kan doen vir enigiemand anders, is om net te bid. En dan doen jy 'n gebed, 'n lang gebed, wat krag het, wat 'n tweesnydende swaard is, wat direk uit die Bybel uitkom. Vir genesing in siel, gees, vlees, verstand en jou hart, vir volle genesing. En dan sal die mense steeds vir jou vra, kan jy asseblief vir my bid? Ek bid nie wat hulle wil hoor nie, ek bid uit die woord uit. Die waarheid sal jou vrymaak. En dit is seker moeilik vir party mense om te dink dat die Here my gekies het na alles wat ek gedoen het. Ek het huwelik opgebreek, ek het buitehuwelikse seks gehad, ek het 'n buiteegtelike kind, ek is 'n enkel ouer, ek het nie 'n werk nie, ek het 'n kar, ek ry 'n kar wat op my ma se naam is, maar die Here betaal hom elke maand. Ek het 'n dak oor my kop, ek het 'n bed waarna ek kan slaap, ek het 'n kos in die kaste. Die Here sorg 100% vir ons. Maar steeds kan die mense, hulle is geestelik blind en doof, maak nie saak hoe hard jy uit die woord probeer, hoe kan ek sê, jy lees die Bybel, en daai Bybel wat sê, almal wat swaar belaai is, kom na my toe, my juk is nie swaar nie. Dit meen fisies dat jy fisies na die Here toe moet gaan, jou in gees en vlees moet sterf, binne in die Here, jy moet sterf. Almal sê, ja, maar ek is so gebore. Ja, jy is so gebore. Jy is in 'n sondige wêreld gebore. Maar dis hoekom die Bybel sê, jy moet hergebore word. Dit staan nie daar om die boek vol te maak nie. Om die koninkryk van die hemel in te gaan, is Jesus se opdrag. Jy moet in jouself sterf. Jy moet wedergebore word. Jy moet die Here die kans gee om in jou hart te kom, die Heilige Gees.
Jy kan nie in hierdie wêreld rondbeweeg sonder die Heilige Gees in jou hart nie, want jy gaan jou alie sien. En ek sê hierdie met baie liefde en respek. As jy nie in God se krag kan glo om jou los te breek van die vyandskap van Satan en van jou gesondheid waarin jy is nie, dan verstaan ek nie hoekom lees jy jou Bybel nie. En ek bedoel dit met baie liefde en respek, want dit help nie. Jy lees jou Bybel as dinge goed gaan en jy gaan in gebed en as dinge sleg gaan en jy gaan in gebed en jy reik uit na die Here toe nie. Dan dis presies hoe die Israeliete gemaak het. Die Israeliete het as dit sleg gegaan het, dan het hulle God aangeroep. Dan God hulle gehelp en dan gaan dit weer goed en dan is daar ander afgode wat hulle aanbid en dan gaan dit sleg met hulle en dan onttrek God hom van hulle en dan so gaan dit aan. Dit is 'n rollercoaster. En die duiwel gaan aanhou kat en muis met jou speel totdat jy jou volle self vir die Here gee. Glo in God se krag om jou gesond te maak. As God iemand gebruik om vir jou te sê kom tot inkeer, as God sy disipel gebruik om vir jou te sê kom tot inkeer en God sal jou gesond maak, hoekom twyfel jy daarin? Sou jy dit geglo het as Paulus nog nie was? Sou jy dit geglo het as Simon Petrus nog nie was en Stefanus en Jakobus en Johannes en al daai mense, sal jy dit dan geglo het? God is gister, vandag en in ewigheid dieselfde. Hy gebruik sy mense, hy sal niks, die woord sê, hy sal niks doen voor dit nie aan sy profete bekend gemaak het nie. Nou sê die mense met die Ou Testament en die Nuwe Testament is verskil van mekaar, hulle het geen relevantie tot mekaar nie. Die Ou Testament profeteer die Nuwe Testament. Ja, dis 'n nuwe ooreenkoms. Nou alles gaan in gees, nie in die vlees nie. Julle het niemand van ons sal ooit begryp hoe groot die geestesrealm is nie. In Efesiërs 6 staan daar dat ons beklei nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en gesag in die hemelruimte wat ons nie sien nie. Maar steeds wil jy God se krag in vlees beklei, soos jou gesondheid. Daar's groot fout dat die Christene, die mense wat hulle self sien as Christene, God se genade so bespotting kan maak van God se genade. En ja, ek verder weet ek nie wat om vir julle te sê nie. Daar's baie wat ek vir julle kan sê en ek wil nie graag die video baie langer maak nie. Maar dit druk op my hart dat wanneer jy sê jy's 'n Christen, kom tot bekering, doen jou bevryding, distansieer van jou sonde, want die Bybel sê, distansieer van jou sonde, jy kan nie jouself 'n Christen noem en steeds bly in sonde nie. Maak nie saak wat se sonde dit is nie. Die 10 gebooie bly steeds daar. Ja, salvation is verniet, dit is 'n geskenk van God af, maar dit gaan jou alles kos om God te volg, en dit is wat hy sê, sterf in jouself, tel op jou kruis en volg my, los alles en volg my. Dit is die kostes. So moenie dink jy kan aangaan met jou lewe soos wat jy aangaan, en God volg nie. God en die duiwel slaap nie op dieselfde bed nie. Daar's geen manier wat jy in enige sonde kan volhard met die Heilige Gees binnekant jou nie. Daar's geen manier nie. Ek was daar. Dit het nie gewerk nie. Die Here het my hart aarde toe geruk. Ek het 'n T-shirt in die kas, ek weet presies waarvan ek praat. En ek pleit vandag in liefde, in barmhartigheid, in sagmoedigheid, in nederigheid. Kom pleit ek vandag by ieder en elk van julle. Dus kom doen jou bevryding, kom tot bekering. Neem die Here aan as jou verlosser en jou saligmaker. Hou op deur hierdie lewe gaan asof God nie bestaan nie. Deur die mense wat nie in God glo nie, kan ek niks aan doen nie, kan nog steeds vir hulle bid. Maar jy wat jouself 'n Christen noem, jy wat God aanvaar het as jou verlosser en jou saligmaker, jy wat Jesus erken het as die seun van God,
as die seun wat God gestuur het, om vir ons sondes te kom sterf, vir vergifnis, vra ek dat ek pleit by jou, net soos wat Paulus by elke brief van hom gepleit het aan elke kerk, pleit ek by julle. In Romeine 12 vers 1, pleit Paulus by sy gemeente, kom asseblief tot inkeer, distansieer, doen jou bevryding, as jy nie weet hoe om jou bevryding te doen nie, kontak my, ek help jou. Ek het 'n wonderlike geestelike leier. Die een liggaam van Christus, jy's nie daar om dit self te doen nie, jy's nie daar om, my geestelike leier sê altyd, dit is nie 'n one-man show nie, dit is nie 'n one-man show nie, ek sal dit nooit in my lewe op my eie kon gedoen het nie. Al hoe ek dit sou kon doen het, is met die gebede van die mense in my lewe, en dat mense nooit opgegee het op my nie. Die Here het hulle gebede verhoor. En die Bybel sê, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar, maar wel van 'n regverdige. Julle elke belofte in die woord is vir jou. Maar hoe bewys jy, is vir elkeen wat die Here liefhet, elkeen wat vir God liefhet, is daai beloftes. Daar is hoeveel baie beloftes. Maar daai beloftes is slegs vir die wat God liefhet. En die woord sê, hoe bewys jy jou liefde aan God? Deur om sy gebooie te gehoorsaam. Obedience. Daar's niks belangriker as obedience nie. God doen sy deel. En as hy wil, dan gee hy vir jou die Heilige Gees en hy bring jou tot inkeer. Maar hy ken jou hart, hy weet wat binnekant jou hart aangaan. Jy kan hom nie dien met 'n halwe hart nie. Want hy weet presies, jy kan vir my lieg en vir al die ander mense lieg, maar jy gaan nie vir God kan lieg nie, want hy ken jou diepste en donkerste binne in jou hart. En hy het jou nog steeds lief, maar hy haat die sonde. Net soos ek. Ek het almal lief, ek is rarig, ek doen hierdie bediening met liefde. Maar ek haat die sonde, want ek weet wat die sonde aan my gedoen. Ek weet wat se geestelike manifestasies en geestelike regte die Satan oor my gehad het as gevolg van my sonde, waarin ek volhard het, nadat ek myself 'n Christen genoem het, nadat ek God aangeneem het as my verlosser en saligmaker. So ek pleit vandag by elkeen van julle asseblief, hou op speel met God se genade. Net so Saul, koning Saul, die eerste koning van Israel, gaan daai God se genade gaan opraak, en hy gaan 6 tot hier toe nie verder, en hy gaan die lyn trek. God stel nie Jesus se koms uit nie. Hy wil hê dat almal moet bekeer. Moenie, soos wat in Matteus 7 staan, moenie toelaat dat wanneer dit daai dag is en jy kom voor God en hy sê vir jou, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Want daai selfde versies, net bietjie ondertoe, staan daar. Die wat God liefhet, sal hy erken. En jy kan nie jou liefde aan God bewys as jy in sonde bly volhard nadat jy die waarheid ontvang het nie. Die woord sê ook, as jy nie die waarheid ontvang het nie, gaan God jou nie slaan met stokke nie. Want jy het nooit die waarheid ontvang. Daar is eilande daar buite, daar is plekke daar buite waar mense nooit eers van God of Jesus gehoor het nie. En ek weet my God sal daai mense nie met stokke slaan nie. Maar as jy die waarheid ontvang het, as jy weet wat reg en verkeerd is, as jy jouself 'n Christen noem, die Bybel lees en bid en vir God vra vir seëninge en al daai goeders, dan weet jy wat is reg en wat is verkeerd. Dan moet jy in lyn kom met God. So ja, dit is my woord vir die dag. En asseblief, moenie dink dat ek oordeel of dink ek is beter nie. Die hemel hoor my, ek is nie beter as enige iemand anders nie. Liewe Jesus hoor my vandag, ek is nie beter as enige iemand anders nie. Enigste ding wat my op my knie hou is God se liefde, God se genade oor my. Die enigste ding wat my weghou om nie weer terug te val in sonde nie, is God se liefde. En ek het hom verskriklik lief. En die rede hoekom ek hom so lief het, is omdat hy my kom red het en my die regte pad kom wys het, en my opgeroep het vir diens vir hom. En ek het hom lief met alles binnekant my hele verstand, my hele hart, my hele siel, my hele wese is so lief vir die Here. Al verdien ek nie sy liefde nie, maar elke dag gaan ek in nederigheid voor hom op my knieë en ek sê vir hom dankie. En ek doen my deel. Ek sê nie my deel gaan my in die hemel bring nie, dis nie wat ek sê nie. Want geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Jy kan nie either or doen nie.
'n boom, jy ken 'n boom volgens sy vrugte wat hy dra. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En sover as wat ek nie vrug dra nie, gaan die Here my afsny. Hy gaan my snoei. Hy gaan my afknip. En hy kan my in die vuur gooi, want dit staan in die Bybel. Dit staan daar. As jy nie vrug dra nie, dan gaan jy afgesny word en in die vuur gegooi word. So, die hele Bybel is my manual vir die lewe. Want daar sê die Here vir jou alles, van jou gesondheid, jou finansies, jou verhoudings, jou huwelik. En enige seksuele aktiwiteite buitekant jou huwelik is 'n gruwel in God se oë. As jy in 'n huwelik is, dan is dit net jou vrou of net jou man. Daar's nie pornografie of 'n oop huwelik, daar bestaan nie so iets nie. En ek weet nie hoe ek nou moet sê nie, maar daar bestaan nie iets soos 'n oop huwelik nie. Die swingers en al daai mense, dit is 'n gruwel in God se oë. Die seks is 'n heilige ding tussen 'n man en 'n vrou. Ja. Maar dit is my woord vir die dag, en ek hoop regtig julle gryp julle Bybels aan en julle gryp die Here aan. En om 100% op die Here te vertrou is nie maklik nie. Maar glo my, wanneer jy dit doen, ek praat van elke afdeling van jou lewe. In elke liewe afdeling, jou hele lewe is 'n offer. Dan kom hy deur. Hy kom boonop, daar's geen manier hoe ek vir enige iemand kan verduidelik hoe die Here deurkom vir iemand wat hulle hele lewe opgeoffer het vir hom nie. So as ek vandag vir jou sê, jy wat kanker het, die Here kan jou genees sonder enige dokter. As ek vandag vir jou sê, jy's 'n alkoholist, of jy's verslaaf aan pornografie, of jy's 'n pedofiel, maak nie saak wat jy doen nie, jy's 'n egbreker, jy het 'n huwelik opgebreek. Sê ek nou vir jou, die Here kan jou verlos. Paulus het die Christene doodgemaak. En Jesus het hom die grootste apostel gemaak. Jy vat Jesus se krag for granted. Jy sit hom in 'n boksie, so groot sit jy hom in 'n boksie. En jy moet ophou om dit te doen. Vandag is my vermaaning op om God se krag in 'n boksie te sit en te gebruik wanneer jy dit wil gebruik. God se krag, as jy so om jou kyk, as ek so om my kyk, daar, God se krag, hierdie is nie eens 'n fraksie van God se krag nie. Hou op om hom in 'n boksie te sit. Ek hoop julle het 'n geseënde dagie verder en geniet die naweek wat voorkom en los alles en volg die Here. Los alles. Alles. Ek is 'n lewendige, heilige offer vir die Here. Ek is 'n voorbeeld van iemand wat hulle hele lewe opgegee het vir die Here. En ek's nie 'n dag spyt daaroor nie.